Ek is pastoor Wim. En ek is pastoor Winna. Wil julle net welkom hier so by ons uitsending. Ons wil net terugrapporteer omtrent die doop, die onderdompeling, wat in Montana was hierdie afgelope Saterdag. Dit was 'n wonderlike byeenkoms gewees. Ons het 'n hele paar mense gedoop en ons het in die blydskap gedeel om te sien dat mense tot wedergebore gekom het. Ek en pastoor Winna was daar gewees en ons sal graag 'n volgende keer, as daar enige een van julle is wat graag geonderdompel wil word, net met ons kontak maak. As julle dit nie kan betaal nie, dis net R100, want dit is vir die warmwater, om die swemmaatskool se warmwater, die swemmaatwater warm te maak. As julle dit nie kan bekostig nie, asseblief maak met ons kontak en ons sal julle graag daar wil sien. Nou, ons is van geen kerk of denominasie nie. Ons doen net 'n Bybelstudie oor die eindtyd en die geopenbaarde name, die Hebreëse name. Met ander woorde, Jahwe ons Elohim is God die Vader, Yahshua is Jesus Christus en die Ruach HaKodesh is die Heilige Gees. Ons gebruik altyd 3 Bybels wanneer ons voorbereiding doen en ons studies doen. Dit is die 3353 Afrikaanse Bybel, die 1611 King James Version, nie the New King James Version nie, en dan natuurlik the Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotherham Version, die enigste Bybel wat in die wêreld verban is, en ook nie the Emphasis Version wat by sekere boekwinkels beskikbaar is nie. Nou, ek gaan net weer saamvat wat ons verlede week bespreek het. Nou, ons almal sondig en ontbreek ons aan die heerlikheid van God, Jahwe ons Elohim. Ons sondig deur dade, woorde en ons denke. Satan sal altyd probeer om ons te laat twyfel in wat die woord sê en in ons geloof. Ongehoorsaamheid is van die begin af, van die begin af, met ander woorde, in die tuin van Eden, die oorsaak vir sonde gewees. Ons gaan vandag kyk na die gedeelte in die boek Hebreërs, waar die woord praat van ons gebruik nog melk, of ons drink nog melk, in plaas daarvan dat ons vaste spys eet. Ons gaan kyk na wat dit beteken en dan wat dit met sonde te doen het. Hebreërs 5 vers 12 tot 14, want hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, vanweë die tyd wat hulle al saam met Jahwe geloop het of in die woord onderrig was, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer en julle het weer behoefte aan melk, soos babas, en nie aan vaste spys nie, en nie aan 'n lekker stuk steak nie. Apostel Paulus sê hier aan die bruid, dat hulle al fris gebou moes gewees het, van al die kennis wat hulle opgedoen het, deur die jare wat hulle al bruid is. Dit is geestelik fris gebou. Met ander woorde, hulle moes al die woord so geken het, dat hulle dit vir ander mense kon vertel, maar hulle het nog nie eintlik vordering gemaak nie. Hulle preek nog steeds die eerste beginsels van die evangelie. Met ander woorde, hulle het nog nie gegroei in hulle geestelike lewe nie. Ja, in hulle verhouding nie. Vers 13, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Daar is 'n nuwe tipe godsdiens wat ons sien, veral op sosiale media. Nee, ek ook. Dit is 'n sosiale godsdiens. Dit is waar genade en liefde en seën gepreek word, maar sonde en die nagevolge daarvan, of die nadraai daarvan, nie. Almal preek die liefdevolle Elohim, die skepper van hemel en aarde, wat almal gemaak het en almal lief het, maar niemand preek meer oor die waarheid nie, of die geregtigheid nie, of die sonde en die veroordeling daarvan nie. Hoekom moet ons sonde preek? Omdat die woord sê, dat geen sonde in die hemel toegelaat gaan word nie. En ons lees dit in Galasiërs 5 vers 19 tot 21, Efesiërs 5 vers 3 tot 7, Filippense 3 vers 17 tot 30, Hebreërs 10 vers 26 tot 31. En die maklikste manier om dit te verduidelik is as volg. Jy kom tot bekering, dis 'n wilsbesluit. Jy word geonderdompel of gedoop in die naam van Jahwe, dit wil sê Jesus Christus, tot vergifnis van jou sonde. Daardeur
is jy wedergebore, want die ou mens van sonde is begrawe. En jy staan uit die water op as 'n nuwe mens met 'n skoon kleed, want jou sondes is afgewas deur die bloed van Jahweh. En jy word met hom bekleed. Jy ontvang, met ander woorde, jou bruilofskleed. Dit staan in Sagaria 3 vers 4, Matteus 11 vers 9 tot 14 en Jesaja 61 vers 10. Van daardie oomblik af hou jy jou bruilofskleed skoon, want niemand sal in die hemel toegelaat word as hulle kleed vuil is nie, as hulle sondig nie. As daar dan 'n merk of 'n vlek op jou kleed kom vanweë sonde wat jy gedoen het, dan bely jy dit aan Jahweh, dit wil sê Jesus Christus. En deur sy genade word daardie kleed weer skoongewas met sy bloed. Vers 14, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat die geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Julle sal onthou, ons sê altyd dat ons het almal 'n vrye wil gekry van Jahwe Elohim en ons kan almal self besluit waarin ons glo, wie ons wil dien en of wie nie. Ons sê dit selfs oor ons eie uitsendings, ons sê net vir julle wat in die woord staan, die keuse bly julle sin of julle dit wil glo of nie. Wanneer jy 'n verhouding met Jahwe, dit wil sê Jesus Christus het, deur die Ruach, die Heilige Gees wat in jou is, dan bestudeer jy die Bybel, want die vers het gesê, jy moet vaste spys begin neem. Dit is as jy die Bybel begin bestudeer en jy pas toe wat die Bybel voorskryf. As jy dit toepas, dan is dit die gewoonte wat jy aanleer en dan natuurlik doen jy nie meer moedswillig sonde nie. Jy leer om die goed van kwaad te onderskei deur die Heilige Gees, die Ruach HaKodesh, te gehoorsaam. Kom ons kyk nou na die vraag wat pastoor Winna in die begin gevra het. Wat het melk teenoor vaste spys in Hebreërs 5 vers 12 tot 14 met sonde te doen? Nou, as ons kyk en ons lees, apostel Paulus sê in vers 8, dat Jahweh, dit wil sê Jesus Christus, in sy tyd op aarde gehoorsaamheid aangeleer het, al was hy die seun gewees. Dan in vers 14 sê apostel Paulus, dat die wat veronderstel is om bruid te wees, moes al reeds leraars gewees het, vanweë al die kennis wat hulle al opgedoen het. Maar hulle hou steeds by die eerste beginsels en preek steeds die eerste beginsels van die woord van Jahwe ons Elohim, met ander woorde God Almagtig. Nou vra ons, wat is die eerste beginsels? Kom ons kyk daarna. Die maagd Maria, wat eintlik Miriam is, sy raak swanger en skenk geboorte aan 'n seun. 'n Engel het vir Josef, dis nou Miriam se verloofde, gesê dat dit is wat gaan gebeur en dat hy, dis nou Josef, die seentjie Jahweh moet noem. Nou onthou nou net, die naam Jesus het nog nie in daai tyd bestaan nie, so dit kon nie Jesus Christus gewees het nie. Dit was Jahweh gewees. Op 30-jarige ouderdom word Jahweh, dit wil sê Jesus, deur Johannes die Doper gedoop of geonderdompel. Die Heilige Gees daal op hom neer. En ons leer in Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê. Nou nadat hy gedoop is, doen hy talle wonderwerke, waarvan die eerste een die water is, wat hy in wyn verander. Nou, hy word vervolg deur die Romeine, verloon deur Petrus, verraai deur Judas Iskariot, verwerp deur die Jode en die volk van Israel, gemartel en gekruisig. Hy sterf aan die houtkruis vir die hele wêreld se sonde. Hy staan op die 3de dag weer op, verskyn aan baie, en na 40 dae vaar hy op na die hemel, of in die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God die Vader, Jahwe ons Elohim, sy Vader. Nou, hoekom noem ons dit die eerste beginsels? Want dit is die sagte kos wat ons eet as ons tot bekering kom. Dit is die melk wat ons drink as ons die eerste keer die evangelie van Jahweh, dit wil sê Jesus Christus, hoor.
Dan sê apostel Paulus in Hebreërs 6 vers 1, daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, dit wat bo genoem is, maar na die volmaaktheid voortgaan, verder geestelik groei en 'n diepere verhouding met Jahweh bou, sonder om weer die fundament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, Jahwe ons Elohim, God die Vader, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Die evangelie gaan oor ons wat vir ewig kan leef, omdat hy vir ons gesterf het. Hy, dit is nou Jahweh, het aan ons, dit is nou wie uit hierdie heidense stamme kom, dieselfde belofte gebring as die belofte wat sy vader, Jahwe ons Elohim, God almagtig, aan Abraham gemaak het. Maar daar is vereistes wat aan ons gestel word, en deur dit nie te doen nie, sondig ons. Ons moet hom gehoorsaam wees. Dis nou volgens Genesis 2 vers 16 tot 17, of 16 en 17. Ons moet persoonlike verhouding met hom hê, sodat hy nie eendag sal sê, ek ken jou nie. Dit is Matteus 7 vers 21 tot 23. Ons moet gedoop of geonderdompel word in die naam van Jahweh, dit wil sê Jesus Christus, tot vergewing of vergifnis van ons sonde. Met ander woorde, ons word wedergebore. Ons sal wedergebore wees uit water en gees. Dit is volgens Johannes 3 vers 1 tot 12. En ons moet in heiligmaking nougeset leef vir die res van ons lewens, elke dag. 1 Petrus 3 vers 15 en Hebreërs 12 vers 14. Dan sal ons die koninkryk aan binne gaan, aan die einde van ons lewens. Apostel Paulus sê in sy brief in hoofstuk 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Hy het hierdie gesê aan die 12 stamme, of aan die 10 heidense stamme. Hoekom bid ons verkeerd? Wat beteken om dit in julle welliste deur te bring? Dit beteken ons bid vir vleeslike dinge, aardse goeders, om ons beter te laat voel. Nou is die vraag, hoe moet ek dan nou weet of ek sonde doen of gedoen het? As ons dan nou die vaste spys eet, as ons nou op die punt kom waar ons styk eet en nie meer melk drink nie, vanweë die kennis wat ons het van die woord, en vanweë die verhouding wat ons het met Jahweh, dit wil sê Jesus Christus, dan sal ons die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, se vermaanings en waarskuwings en leiding voel of aanhoor. Ek gaan dit nou vir julle verduidelik. Lukas 12 vers 47 sê, en daardie dienskneg wat die wil van sy Heer geken het, en nie klaar gemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. Die dienskneg het presies geweet wat dit is wat van hom verwag word, maar hy het dit nie gedoen nie. Wat beteken dat hy ongehoorsaam was en dat hy gestraf gaan word? Nou daar's natuurlik sonde wat uit gewoonte gepleeg word, en dan is daar sonde wat op die ingewing van die oomblik gebeur. Gewoonte sonde is doelbewuste sonde. Dit is om te steel of om te skinder of om 'n boelie te wees. Maar sonde op die ingewing van die oomblik is jou reaksie wanneer die taxi voor jou inry, of as iemand met die waantjie agter in jou hakskeen vasloop in die winkel. As ek 'n gewoonte sonde wil doen, en die Ruach, met ander woorde die Heilige Gees, waarsku my en ek doen dit steeds, dan doen ek sonde. Dit kan of beteken dat ek nog nie tot bekering gekom het nie, of en ook dat ek nie weet van die Heilige Gees nie, of dit kan beteken dat ek nog op die melkstadium in my geestelike lewe is. Ek is nog nie daar waar ek die vaste spys kan eet nie. As ek nog nie tot bekering gekom het nie, dan is dit wat ek moet doen. As ek reeds tot bekering gekom het, maar ek val nog terug in die strikke waarin ek geval het voordat ek tot bekering gekom het, dan beteken dit my geestelike lewe na 'n hoër vlak moet gaan. Dan beteken dit ek moet werk om by die vaste spys uit te kom.
As ek op die ingewing van die oomblik sonde doen, en ek is gered, en ek leef volgens die woord, dan sal my gewete my onmiddellik aankla, en dan sal ek dadelik bely en om vergifnis vra. As ek egter nog nie tot bekering gekom het nie, en ek het nog nie 'n verhouding met Yahshua, dit wil sê Jesus nie, dan sal dit verbygaan, en ek sal nie eens weet dat ek gesondig het nie. Nou, daar is nou 'n baie goeie verduideliking wat jy daar gegee het, en die mense kan dit regtig ter harte neem. Nou kom ons kyk wat die Bybel sê oor opsetlike sonde en oor die wat hul kleed skoon hou. Kom ons lees Hebreërs 10 vers 26 en 27. Vers 26. Want as ons opsetlik sondig, nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, bly daar geen offer vir die sondes meer oor nie. Vers 27. Maar 'n verskriklike verwagting van oordeel en 'n vuurgloed wat die teenstanders sal verteer. Mense, moenie met sonde speel nie. Dit is gevaarlik. En as jy besig is om te sondig terwyl jy weet dat dit sonde is en jy sterf in 'n motorongeluk of aan 'n hartaanval, dan is dit te laat om reg te maak. Moenie dit te laat maak nie. Wim, daar's baie mense wat ons van weet wat op hulle sterfbed hulle oorgee aan Yahshua, Jesus Christus. Maar dit is genade dat hulle tyd gehad het om dit nog te doen. Ja. Ons hoor so baie van mense wat in motorongelukke of motorfietsongelukke doodgaan, en 'n mens weet nie of daardie persoon tyd gehad het nie. En indien daardie persoon wel tyd gehad het, as daardie persoon nie vir Yahshua of vir Jesus geken het nie, sou dit niks gehelp het nie. Omdat ons Nou voordat ons, ek wil net sê, voordat ons afsluit, wil ek net iets met die kykers deel. Ek wonder hoeveel mense weet wat dit is. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die naald se oog te kom, wat dit beteken. Ek wonder of hulle dit, daar is seker mense wat dit sal weet, maar ek wil net graag aan die mense dit verduidelik. Nou ek lees vir julle die vers waar dit genoem word. Kom ons lees Markus 10 vers 25. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van Jahwe almagtig, met ander woorde God almagtig te gaan. Nou ek wil net begin deur te sê dat dit nie beteken dat ryk mense nie die hemel kan ingaan of hemel toe sal gaan nie. Dis glad nie wat ek sê nie. Wat beteken dit? Dit is beeldspraak. Kom ons lees. Jerusalem is omring met mure, en in daardie mure is daar dubbelmure. Soggens met son op, dubbeldeure, ek sê dubbelmure, is daar dubbelmure. Dat ding het weer. Ja, Daar's dubbeldeure, mense. Ja, dubbeldeure. Nou soggens met son op word die deure oopgemaak sodat die kameelryers by die deure kan uitgaan om die goed mark toe te neem om verkoop te word of om bestellings af te lewer. Teen sononder maak hulle daardie deure groot deure toe. So, die arme man wat laat is, vir watter rede ook al, moet nou buitekant slaap. Is dit nie so nie? Nee. Langs die groot dubbeldeure, onthou dit was nou in daai tyd gewees, is 'n klein poort, 'n deur waarvan die bokant gerond is. Die man wat laat is, identifiseer homself aan die wagter wat aan die binnekant van die muur is, en dan maak die wagter die deur oop sodat hy kan ingaan. Daardie gewelfde poort, met ander woorde, dit is 'n ronde poort, maar hy's klein, is genoem die naald se oog. Dis wat hulle dit genoem het, daai klein deurtjie op die sy. Die kameel kon nie normaalweg daardeur loop nie. So die eienaar moes die dier aftrek op sy knieë, en dan kruip die kameel deur tot hy aan die ander kant is, en dan word die deur weer toegemaak. So hy het op sy knieë so deurgekruip. Ouens wat in die weermag gewees het, weet van dit. Die kameel kan deur die naald se oog kom as hy op sy knieë is. En die ryk man kan ook in die koninkryk ingaan as hy op sy knieë dit doen. Met ander woorde, as Mammon nie sy God is nie. Ek dink dit is, mense kan ook miskien sê dit beteken dalk ook dat 'n mens kan enige uitdaging oorkom. Verseker. Ons het ek het net een vers vandag wat ek wil vergelyk tussen die drie Bybels. En dis Hebreërs 5 vers 14. 1933, maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit,
deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. 1983, vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. 2020, maar vaste kos is vir volwassenes, vir hulle wat oor die aanvoeling beskik, deur gewoonte geoefen om te kan onderskei tussen goed en kwaad. Volgens die HAT, net eers sê, geestesvermoëns in die 33 Bybel word insig in die 83 Bybel word aanvoeling in die 2020 Bybel. Nou die HAT beskryf geestesvermoëns as verstand of verstandelike vermoë. Insig word beskryf as sienswyse of mening en aanvoeling word beskryf as iets wat moeilik is om te beskryf of as jy iets met jou gevoel verstaan. Buiten mense wat verstandelik gestremd is, het almal verstand gekry om 'n gewoonte aan te leer. Dit is daarom belangrik om elke dag die woord te bestudeer, om elke dag Bybelstudie te doen, sodat die mense, sodat ons almal die vermoë kan ontwikkel om te kan onderskei tussen goed en kwaad. 'n Gewoonte is 'n gevestigde leerwyse. Om iets op aanvoeling te doen, is onbetroubaar, omdat dit net gebeur wanneer jy 'n gevoel kry. Nou, ons het aan die einde gekom van ons boodskap. Baie dankie dat julle saam geleer en geluister het. Dan kan ons weer 'n volgende keer by mekaar kom en weer ietsie interessants leer. Wona, baie dankie. Kan ons afsluit met gebed? Okay. Wonderbaar raadsman, sterke Elohim, vredevors, die groot ek is, die lelie van die dale. Aan U kom toe al die lof, die prys, die dank en die aanbidding. Ons wil net voor U kom en ons wil U loof en U prys, aan U lofliedere sing, gesange sing. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat ons 'n lewendige Elohim aanbid nie. U wat U seun vir ons gegee het, hy wat sy bloed vir ons gestort het, sodat daar een en elk vir ons redding kan kom. Daai bloed wat nat is, soos wat dit was 2000 jaar terug, genade op genade op genade. Ek pleit by U, my Elohim, in die naam van Jahweh, dat hierdie woord sal uitgaan in 'n verlore wêreld, en dat dit sal aanklank vind in die mense se binneste, en dat dit sal vrug dra, 30, 60 en 100voudig. Seën een en elk wat hier luister, hulle en hulle gesinne. Seën ook so die boodskap wat uitgedra word, laat dit sal val en dit sal vrug dra. Alles tot eer en verheerliking van U groot en heilige naam. Die naam Jahweh, laat dit so wees. Halleluja. Baie dankie, Winna. Dankie julle. Goed gaan almal. Totsiens.